Goeiemôre graad 2's. Juffrou hoop julle het 'n baie lekker naweek gehad. Hierdie week het slegs 3 skooldae, want Maandag en Vrydag is 'n vakansiedag. So ons werkies elke dag gaan so klein bietjie meer wees, want ons moet die hele week se werkies in 3 dae inpas. Nou juffrou, gaan hierdie video en ons werkies mamma bietjie vroeër stuur. So miskien begin julle al Maandag met hierdie werkies. So werk lekker saam met juffrou en ons gaan sommer begin met wat die datum is vandag. So kom juffrou, maak ons werkies oop. Dink gou-gou, wat is die datum vandag? Reg. Vandag se datum is die 28ste April 2020. So wat kom voor 28? 27. En wat kom na 28? 29. Die maand is April. April is amper verby. Wat kom voor April? Maart. Wat kom na April? Mei. En wat is die dag vandag? Dit is Dinsdag. Wat was gister? Maandag. En wat is môre? Woensdag. Baie mooi. Môre gaan ons 'n bietjie gesels oor hoeveel maande daar in 'n jaar is en hoeveel dae. Maar kom ons kyk gou-gou na ons handskrif. Nou dit is ons laaste lettertjie van die alfabet. Dit is die Z. Kom ons sê dit gou saam. Z. En as ons nou mooi kyk na die Z lettertjie, dan lyk die klein lettertjie en die groot lettertjie baie dieselfde, behalwe dat die klein lettertjie 1 lyntjie neem en die hoofletter 2 lyntjies neem. Kom ons kyk, is dit 'n ronde letter of is dit 'n skerp letter? Dit is 'n skerp letter. So kom ons doen hom gou saam op die skerm of in die lig. Dan kyk ons gou-gou. So hy begin op die blou lyntjie, hy gaan reguit. Dan maak ons 'n diagonale lyn en weer reguit daar op die handjie. Kom ons weer gou weer. Reguit af, reguit. So dis 2 reguit lyntjies wat op die blou lyntjie is en 'n diagonale lyn. En dis dieselfde met die hoofletter, behalwe dat die diagonale lyn oor 2 lyntjies gaan. Ons het natuurlik ons vingerspasies tussenin en ons maak seker dat ons nie enige lyntjies ooplos, onnodig of oor mekaar skryf nie. Dan is daar ook 'n sinnetjie, Zetty hoor die baie zoen. Ons lees gou saam. Zetty hoor die baie zoen. Reg, juffrou gaan dit nou vir ons bietjie kleiner maak, dat dit pas op die skerm. Juffrou wil gou hê julle moet die video stop. En dan oefen julle gou julle handskrif en dan gaan ons aangaan met wiskunde. Reg. Handskrif is klaar, dit word 'n lekker verrassing vir môre se handskrif. Maar kom ons kyk gou eers na die wiskunde. Nou ons wiskunde vandag is 4 en dit is nou nog getalletjies van 10 en kleiner. So as ons 4, dan juffrou dit nou al baie verduidelik. As ons 4, dan verdeel ons die getal in 2 gelyke groepies. So, as ons 10 het, dan maak ons 2 gelyke groepies. En 10 se helfte is 5. Selfde met 8, daar is ons 4 en hierso is 4, so die helfte van 8 is 4. Reg, so kom ons kyk of julle die antwoordjies kan invul. Juffrou gaan die getalletjies lees en dan gaan die vrou 'n kans gee dat julle invul en dan gaan ons kyk wat die antwoorde is. So wat juffrou wil hê julle moet doen, is julle moet sommer gou saam met my die getalle lees. Dit is 10, 6, 8, 3, 2, 1, 5 en 4. Reg. So stop gou die video vir juffrou. Volg of juffrou die antwoordjies in die helfte van elke getal en dan wanneer julle die video speel, gaan jy vir die antwoorde gee en dan kyk julle of julle dit reg gekry het. Reg. Ons gaan nou kyk of julle
die antwoordjies reg het. Die helfte van 10 is 5. Die helfte van 6 is 3. Die helfte van 8 is 4. Die helfte van 3 is 1 en 'n half. Die helfte van 2 is 1. Die helfte van 1 is 'n half. So as jy 'n pizza het of 'n appel en jy sny hom in die helfte, jy maak 2 groepies, dan sny ons daai een pizza in die helfte. Dan kry elkeen 'n halwe. Die helfte van 5 is 2,5 en die helfte van 4 is 2. Goed. So, juffrou hoop dat julle al 4 reg gekry het. Dit is al sommetjies wat ons al reeds gedoen het. Nou gaan juffrou vir julle die halveer opbreekmetode leer. So as julle die verdubbel manier ken, as julle die stappe kan onthou en julle dit reg gekry het, gaan julle ook die halveer opbreekmetode baie maklik verstaan, want hulle het dieselfde stappe. Die enigste verskil is, by halveer die opbreekmetode, gaan jy halveer, jy gaan nie verdubbel nie. So kom ons hersien gou die stappe wat julle al reeds ken. Die eerste stap is, ek breek die getal op. Die tweede stap is, ek gaan nie nou verdubbel nie, ek gaan nou halveer. Die derde stap is, ek kry my antwoord. So kom juffrou wys gou vir julle 'n paar voorbeelde. Reg. Die eerste stappie, ek wil dit vir julle weer mooi uitgeskryf. My getalletjie is 14. My eerste stap is, ek breek die getal op. Ek herbenoem die getal. En as ek 14 opbreek, dan kry ek 10 plus 4. My tweede stap is halveer. Onthou ek verdubbel nie nou nie, ek halveer. En die helfte van 10 is 5 en die helfte van 4 is 2. En my derde stap is, ek kry my antwoord en 5 plus 2 gee vir my 7. So wanneer ek 'n getal groter as 10 wil halveer, dan kan ek die opbreekmetode gebruik. En die opbreekmetode vir halveer gebruik presies dieselfde stappe as verdubbel, behalwe ek verdubbel nie, ek halveer. So kom ons kyk gou weer. My getalletjie is 18. My eerste stap is, ek breek die getal op. En as ek 18 opbreek, dan kry ek 10 plus 8. My tweede stap is, ek halveer. En as ek 10 halveer, dan kry ek 5. En as ek 8 halveer, dan kry ek 4. En dan my derde stap is, ek kry my antwoord. 5 plus 4 is 9. Nou wat juffrou wil hê julle moet onthou, is dat julle nie moet te mekaar raak met die tweede stap nie. So wanneer ek verdubbel, dan raak my antwoordjie mos groter. Ek sê dieselfde getal by. Maar wanneer ek halveer, raak my antwoord kleiner, want ek verdeel hom in 2 groepies. Maar beide halveer en verdubbel gebruik dieselfde 3 stappe. Ek breek op, ek verdubbel of ek halveer, dit hang af watter sommetjie juffrou vra en ek kry my antwoord. So kom ons probeer nou 'n paar saam. Kom juffrou kyk of ek na die volgende blad toe kan gaan. Ons gaan nou in 5 tel, maar ons gaan nou eers gou saam probeer. Die getalletjie is 24. My eerste stap is, ek breek die getal op. In 'n 20 plus 'n 4. Tweede stapie is, ek gaan dit nou halveer. Die helfte van 20 is, dink gou, plus die helfte van 4 is hoeveel? En dan kry ek my derde stapie die antwoord. Stop gou die video, vul dit vir juffrou in en kyk ons of jy dit reg kan doen.
Reg, juffrou Opie het ingevul, kom ons hersien gou-gou. My getalletjie is 24. My eerste stapie is ek breek op. 24 as ek hom opbreek, kry ek 20 plus 4. Tweede stapie is ek halveer. Die helfte van 20 is 10. Mooi. Die helfte van 4 is 2. En dan, as ek my antwoord wil hê, dan sê ek 10 plus 2 is 12. Reg, kom ons kyk na die volgende ene. Getalletjie is 16. Eerste stapie is ek breek dit op. Onthou, hier is die wolkie om julle te help as julle vergeet. 16 as ek opbreek, kry ek 10 plus 6. Tweede stapie is ek halveer. Wat is die helfte van 10? Wat is die helfte van 6? En my derde stapie is ek kry my antwoord. En dan skryf jy hom daarin. Stop gou die video, probeer hom gou self en dan kyk ons of jy dit reg kan kry. Reg, kom ons hersien gou-gou. Getalletjie is 16. Stapie 1 is ek breek op, ek kry 10 plus 6. Tweede stapie is ek halveer. Wat is die helfte van 10? Dit is 5. Die helfte van 6 is 3. 5 plus 3 gee vir my 8. Reg, ek hoop julle kon dit reg kry. Nou is dit julle beurt om dit self te doen. Juffrou het nou geen van die stappies gedoen nie. Juffrou gaan wel die wolkie vir julle ooplos. Juffrou gaan albei nou verduidelik. Dan gaan julle dit self doen. Dan gaan ons kyk of julle die antwoord kon reg kry. Reg 12. Eerste stappie, ek breek op. Tweede stappie is ek halveer. Derde stappie, ek kry my antwoord. Dieselfde met 26. So pause gou die video, dan kyk julle of julle dit reg kry. Reg. Juffrou hoop julle het mooi gekyk. Juffrou gaan gou vinnig met julle hersien. 12, as ek hom opbreek, kry ek 10 plus 2. Tweede stappie, ek halveer. Die helfte van 10 is 5. Die helfte van 2 is 1. 5 plus 1 gee vir my 6. 26, as ek hom opbreek, kry ek 20 plus 6. As ek hom halveer, dan sê ek die helfte van 20 is 10. Die helfte van 6 is 3. En 10 plus 3 gee vir my 13. Reg. Juffrou gaan vir julle 'n video ook maak oor halveer, so as julle 'n bietjie vashak daarmee, dan kan julle dit ook gaan kyk. Maar nou gaan ons tel in 5e. Maar die keer gaan ons nie tel op 15, 15, 20, soos ons nog altyd doen nie. Die keer gaan ons begin by 1. So as jy 'n 100 blok het, haal hom uit, dan kan jy saam met juffrou tel. Anders gaan julle hom op die skerm kyk. Ons gaan nou sien of ons 'n patroon kan kry, so kom ons begin gou-gou. Juffrou gaan gou 100 blok uithaal, dis hy. So, ons gaan nou vandag begin by 1. So kom juffrou maak op. 1. Nou wat sal volgende kom as ek in 5 tel? 6. Juffrou hoop julle kon dit reg kry. 1, 6. Volgende ene is 11. Plus nog 'n 5 is 16. Plus nog 'n 5, 21. Plus nog 1, 26. 31. 36. Ek hoop julle sien nou 'n patroon. 41. 46. 51. 56. Wat's patroon sien julle? So as ons op 1 begin en ons tel in 5, dan eindig die getalletjie elke keer in 1, 6. 1, 6. 1, 6. Kom ons kyk of ons verder kan tel. 56, 61,
66, 71, 76, 81, 86, 91, 96. So, juffrou wil nou hê, dat julle moet gou vir my luister. Gewoonlik tel ons mos 15. Kom juffrou kry 'n ander kleur. Gewoonlik tel ons 15. 15, 20, né? En dan is my patroon wat? Hy eindig in 'n 5 en 'n 0. 'n 5 en 'n 0. So die 5 en die 0 is maatjies. Hulle pas by mekaar. 15, 15, 20, 25, 30. Elke keer eindig hy met 'n 5 of 'n 0. Nou, as ons op 1 begin, dan is die maatjies 1 en 6. Die maatjies is 1 en 6, 11 en 16, 21, 26. So elke keer as ons 'n 5 tel en ons begin by 1, dan eindig die getal met 1, 6. sien julle? So wat juffrou nou wil hê julle moet doen, is julle moet vir my die video stop en dan moet julle vir my in 5 tel en begin op 1, van 1 al die pad op by 96 en terug, gebruik jou 100 blok en dan as jy gemaklik voel daarmee, as jy dit maklik kan doen, dan probeer jy verder tel. Nou, die week se getalgebied eindig by 150. So kyk, jy kan jou 200 blok uithaal en dan kan jy verder tel. So stop gou die video en dan probeer jy gou tel vir juffrou. Reg, ek hoop julle het baie lekker getel. Ons gaan nou eers terug na ons werkies toe. Voor juffrou wiskunde eindig, juffrou gaan vir julle 'n ekstra woordprobleem lesie stuur. Juffrou gaan kyk of ek 'n video daarvan kan maak en dan gaan ek dit vir mamma stuur sodat julle dit kan hersien. Onthou, 'n woordprobleem gebruik ons 'n spesiale manier om te antwoord. Daar's spesiale maniere om die antwoorde te kry en ook om wenke en leidrade te gebruik. Okay. So, wanneer julle klaar is met hierdie lesie en daar's nog tyd, dan gaan loer julle 'n bietjie na die woordprobleemlesie. Reg. Want vir nou is ons eers klaar met ons halveer. Nou gaan ons nuwe woordbou klankie leer en dis die oei klankie. Sê gou juffrou saam, oei. So kom ons lees eers die woorde saam. Juffrou gaan dit vir julle lees. Dan gaan ons dit klank en dan gaan ons sinnetjies maak. Die eerste een is groei, boei, rooi, loei, foei tog, knoei, snoei, bloei, koei. Reg, kom ons klank dit. Gr, oei, groei. B, oei, boei. R, oei, roei. L, oei, loei. F, oei, tog, foei tog. Kn, oei, knoei. Sn, oei, snoei. Bl, oei, bloei. K, oei, koei. Nou, stop gou die video en kyk of jy eers elke woordjie verstaan en of jy 'n sinnetjie met elkeen kan maak. En dan speel jy weer die video en dan hoor jy of jy reg was. Reg. Die eerste woordjie is groei, die plantjie groei. Juffrou hoop julle boontjieplante groei. Die volgende ene is boei. Nou daar's twee verskillende betekenis. Die polisieman boei die man, hy maak sy handjies vas, of ek gooi 'n boei dat die man nie verdrink nie. Dis een van daardie, het lyk amper soos 'n arm, weet jy, om jou arm sit wanneer jy swem, maar jy kan om jou lyfie sit en dan dryf jy. So daar's twee betekenisse by boei. Dan kry ons roei. Die man roei die boot met 'n spaan in die rivier. Loei is wanneer iets lei. Ek hoor die klok loei. Dis wanneer ietsie lei, dan hoor jy hom. Foei tog, ons sê dit gewoonlik wanneer ons iemand jammer kry, nee, ag foei tog, jy sien jy het geval en seer gekry, ek hoop jy voel gou beter. En dan kry ons vir knoei. Dit is wanneer iemand skelm is, nee, en hy bedink planne, dan knoei hy. As jy afkyk
op jou toetsie, dan knoei jy. Of as jy nie die reëls volg nie en jy probeer ietsie oneerlik doen, dan knoei jy. Dan kry ons snoei. Dit is wanneer jy plante of blomme knip en seker maak hulle kan mooi groei. Soos wanneer ons hare knip, dan snoei ons ook die plante. Mens snoei jou rose 'n sekere tyd van die jaar om seker te maak hulle blom weer mooi in die lente. So dis wanneer ek snoei. Mens kry ook 'n snoeisker, spesiale tipe sker waarmee jy jou plantjies of jou blomme mee kan snoei. En die laaste ene is bloei. Nou as almal weet as ek val en ek kry seer, dan kan ek heel moontlik bloei, maar ons gebruik nie meer die volgende en so baie nie, maar jy kan ook sê die bome gaan bloei. Dit beteken daar gaan bloeisels wees. En juffrou het daai woord vir julle geleer toe ons seisoene gedoen het. Daar is bloeisels op die bome. So jy kan ook sê dat die plantjie of die blomme of die boom gaan bloei. Maar meeste van die tyd wanneer ons sê bloei, dan verwys ons daarna wanneer ons seer gekry het en wanneer ons 'n wond het of 'n oop plekjie op ons vel, nê. Laaste een is koei en dis 'n plaasdier waarvan ons laas week geleer het, nê. So wat jy vir nou wil hê julle moet doen is julle moet die video stop, julle moet vir my die woordjies oefen en dan moet julle vir my 'n sinnetjie skryf met koei. Reg, ons is nou eers klaar met ons woordbou. Wat jy vir nou wil hê julle moet doen is julle moet julle Afrikaanse flipfiles uithaal en dan moet julle vir my sigwoorde nommer 9 en nommer 10 lees en ook jou hoë frekwensiewoorde nommer 6. So maak seker jy kan hulle elkeen mooi lees en dat jy verstaan hoe om in 'n sin te gebruik en wanneer jy klaar is, dan gaan ons aangaan. Reg, ons nou klaar gelees. Nou gaan ons phonics doen. So voor ons met ons phonics begin, wil juffrou hê moet julle gaan kyk. Julle het nou klaar julle Afrikaanse leeswerk gedoen, maar nou is dit tyd vir Engelse leeswerk. Wat jy vir wil hê julle moet gaan soek waar julle woordjies is wat van julle boeke wat julle leer altyd. Nou juffrou kan ongelukkig nog nie vir julle die boek gee nie, maar ons gaan so lank die woordjies leer sodat ons die boekies baie maklik kan lees wanneer ons terugkom by die skool. En ons nuwe boekie wat ons gaan doen, die eerste een wat ons gaan doen wanneer ons by die skool is Kau's Fish. En Kau is die naam van 'n seentjie en dit gaan oor sy vis. So juffrou gaan vir julle daai boekie gee wanneer ons weer by die skool is, maar voor dit wil juffrou hê moet julle gou die woordjies gaan leer en gaan lees in julle Engelse flipfile. Stop gou die video, gaan doen jou Engelse leeswerk en dan gaan ons phonics doen. Reg, ons gaan nou phonics doen. We're going to do this word. So let's all say the letter S. And the first one inside this picture is sun. The sun is shining and it's nice and hot. Right, then we get sun. Now, these two words sound very similar. They sound the same. But you can see they are not spelled the same and they don't have the same meaning. This one is the sun that is shining, and this sun is your father's son. When you are a boy, then you are a son. You are your father's son or your mother's son. There's the father and there's the boy and he is the son. Then we get the word set. And I set my table. When I put the plates and the glasses and the knife and the forks on the table, I set the table. Sin. That's when you do something wrong, eh? Then you sin or you have sin. And we spoke about it in Easter weekend. Jesus died for our sins. That's why the boy is crying because he's sad because he has sin. Last one is sit. And we are doing that now. We sit on the chair or we sit on the floor. So let's quickly revise the words and we're going to read them together. Sun, that's the sun that's shining. Sun, my daddy's son. Set, I set the table. Sin, I'm very sad because I have sin. And sit, I sit on the chair. So kom even hersien dit gou in Afrikaans vir die van julle wat miskien nie verstaan het nie.
Hierdie twee woordjies sun en sun lyk baie dieselfde. Die enetjie, sun, is die son wat buite skyn. Sun, wat soos dit gespel word, is iemand se seun. Ek is pappa se seun, het die seentjie gesê. Set is wanneer ek ietsie doen, soos ek sit al die goedjies op die tafel, then I set the table. Sin is sonde, as ek iets verkeerd gedoen het, en sit is om dieselfde in Afrikaans ook, nee, ek sit op die stoel. Teacher wants you to quickly practice these words, and when you are done, I would like you to write a sentence to show me that you know the difference between the two words sun and sun. If you struggle, quickly look at the pictures and it will help you. When you are done, you can play the video again, but first stop and practice the words. Reg, julle is nou eers klaar met phonics. Kom, ons kyk gou-gou. Gister was Maandag, nee, en dit was toe Vryheidsdag. Nou, op hierdie dag, hier het 'n paar sinne geskryf om dit te verduidelik hoekom dit 'n vakansiedag is. Hierso staan, ons het gister op 27 April Vryheidsdag gevier. Ons herdenk die eerste demokratiese verkiesing en gelyke regte vir almal. Nou dit beteken dat ons het hierdie dag by die huis gebly, dis 'n vakansiedag, want in 1994, baie lank terug, dit was ons eerste demokratiese verkiesing. Wat beteken dit? Dit beteken dit was die eerste keer dat almal in die hele land mag gestem het as hulle ouer as 18 jaar oud was. So as jy ouer as 18 was, kon jy besluit vir wie jy wou stem om president te wees. En dit was die eerste keer dat almal toegelaat was. Voor dit was net sekere mense toegelaat. En op daai dag, toe almal wat ouer as 18 was kon stem, toe het almal ook gelyke regte gehad. So almal het dieselfde regte gehad. Nou juffrou sal vir julle verder daarvan verduidelik by die skool, maar of julle kan van mamma en pappa ook vra, maar dit is hoekom dit Vryheidsdag genoem word, want almal het dieselfde regte gehad, almal was vry en dit is ook hoekom ons gister by die huis kon bly. Nou juffrou weet ons almal is by die huis op die oomblik omdat dit lockdown is, maar gewoonlik as ons skool toe gegaan het en dit was 'n normale kwartaal, dan sou ons 'n vakansiedag gehad het, wat beteken ons het nie skool toe gekom nie en mamma en pappa het onmoontlik ook nie gaan werk nie. Maar, so kom ons gaan verder en ons kyk gou watter werkie gaan ons volgende doen. So wat ek wil hê is julle kan of hierdie stukkie skryf of julle kan hom net deurlees en bietjie met mamma en pappa daar gesels en dan gaan ons na ons volgende werkie toe gaan. Reg. Die week se tema is wilde diere. So ons doen allerlei tipe diere hierdie paar weke. Verlede week het ons plaasdiere gedoen, die week doen ons wilde diere. So dink gou 'n bietjie, watter verskillende wilde diere kry ons? Waar bly hulle? Hoe klink hulle? Wat eet hulle? Hoe lyk hulle? Kom ons kyk wat gaan ons vandag oor wilde diere leer. Reg. So wilde diere, hier het juffrou 'n stukkie geskryf. Hulle is nie mak nie. Dit beteken, hulle is nie soos 'n troeteldier nie. Ons kan hulle nie roep en dan kom hulle na ons toe nie. Baie plaasdiere is makdiere, nê? Soos byvoorbeeld, baie keer dan kyk ons hoendertjies en die hoendertjies ken ons en hulle sal na ons toe stap as ons vir hulle kosies gee. 'n Perd kan ook baie mak wees met ons ry bo op hom, nê? Ons kan hom gebruik om ons waantjies te trek of om sport mee te doen, maar wilde diere is nie dieselfde nie. Wilde diere is nie mak nie, hulle is wild. So hulle sal nie vir ons luister as ons vir hulle probeer instruksies gee of hulle roep nie. En dit beteken ook hulle is baie keer baie gevaarlik, want ons kan hulle nie beheer nie, nê? En hulle is gewoonlik groot en sterk en dit is wat hulle nog meer gevaarlik maak. Sommige van die wilde diere jag vir hulle kos. Nou wat beteken hulle jag vir hulle kos? Hulle moet gewoonlik dan 'n ander diertjie
doodmaak, nie? Soos 'n leeu wat hardloop en hy vang 'n springbokkie en dan maak hy daai springbokkie dood om hom te kan eet. So hy jag vir sy kos. Kom ons kyk wat sê die volgende stukkie. Nou is daar verskillende plekke waar sommige wilde diere woon. Juffrou het net 4 plekkies gekies, maar daar is nog ander plekke. Ons kry die oerwoud. Kom sê gou daai woordjie, oerwoud. En daar kry, onthou dit is net 3 diertjies wat juffrou genoem het, maar jy kry baie ander diere wat ook in die oerwoud woon. Ons kry slange, baie keer kry ons baie groot slange. Ons kry verskillende tipe apies en ons kry diere gewoonlik in die oerwoud. Wat juffrou wil hê julle moet doen, julle moet vir my 'n prentjie teken van die oerwoud. Juffrou weet dit is 'n klein blokkie, so as julle op 'n groot blad wil teken, dan kan julle dit ook doen met al die verskillende diere in die oerwoud. Is gewoonlik dig bevolk met bome en dis gewoonlik lekker warm daar. Jy kry riviere. Juffrou weet nie of enige een van julle al die Jungle Book gekyk het nie, maar in die Jungle Book dan sien ons die oerwoud. Wanneer ons by die skool is, gaan juffrou vir julle baie mooi foto's wys van die oerwoud. Dan die teenoorgestelde van die oerwoud is die woestyn. En ons het al geleer die woestyn is 'n droë plek en ons min bome, min water, baie sand, nê? Maar in die woestyn kry mens ook wilde diere. En die wilde diere wat jy daar kry is kamele. Nou juffrou weet sommige mense het al kamele mak gemaak en hulle gebruik hulle ook vir vervoer, nê? En jy kry ook skorpioene. Skorpioene kan baie gevaarlik wees want hulle is giftig en hulle kan ons laat sterf as 'n skorpioen ons steek met sy angel, nê? So juffrou wil ook hê jy moet hier 'n prentjie teken. Dan kry jy 'n gewone woud, nie 'n oerwoud nie, maar 'n woud. En 'n woud het baie bome, nê? En in die woud kry mens beere, hulle gaan gewoonlik in die grot, jy kry wolwe, jy kry jakkalse. En dan die laaste ene, jy kan 2 verskillende woordjies vir die plek gebruik. Jy kan sê savanna, sê gou daai woord saam met juffrou, savanna. En die savanna is gewoonlik die grasvlaktes. Nou as jy al Lion King gekyk het, dan sê jy al die savanna gesien. Dit is gewoonlik groot oop velde met bome hier en daar. Daar's lekker baie water, is baie groen en daar is baie wilde diere wat daar woon. En gewoonlik kry ons die groot 5 dae wat juffrou môre oor gaan gesels, maar verskillende diere in die savanna is olifante, jy kry zebras, jy kry buffels, jy kry ook renoster, leeu's en kameelperde. Maar natuurlik kry jy ook baie ander diere op die grasvlaktes. Dis net 'n paar voorbeelde wat juffrou vir julle genoem het. So wat juffrou nou wil hê julle moet doen, is julle moet nou vir my prentjies gaan teken oor elke plek waar jy wilde diere kry. So ons het nou 4 plekke genoem. Ons het die oerwoud, die woestyn, die woud en die savanna of die grasvlaktes. En ons moet onthou dat 'n wilde dier is nie mak nie. Hy's gevaarlik en hy jag gewoonlik vir sy kossies, nê? Wat jy wil hê julle moet doen na julle hierdie aktiwiteit geteken het en gelees het, is julle moet bietjie met mamma gesels oor wilde diere. Vra 'n bietjie vir haar of sy weet van ander tipe wilde diere of ander plekke waar hulle woon. Dink gou wat eet hulle en hoe klink hulle, hoe lyk hulle? Het jy al miskien van hierdie wilde diere gesien? En dan, as jy klaar daar gesels het, is ons eers klaar met vandag se lesie. Juffrou hoop dat julle dit baie geniet het en dat julle sommer baie nuwe dinge geleer het met die halfveer opbreekmetode en met ons wilde diere. Ons het nuwe woordbou en nuwe phonics geleer. Juffrou hoop julle het lekker saamgewerk en dat julle bootjieplante nou amper blare het. Juffrou sal vir mamma ook foto's stuur van hoe juffrou se bootjieplant groei en dan sal juffrou weer met julle môre gesels. Tata graag 2.